Hartlik goeiemôre, mag die Here u baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou liewe vriende, hoe stabiel is 'n olifanttrop of kan ons maar sê hulle familietrop? En dit mag u dalk verras hoe stabiel hulle is. Behalwe vir die geboortes en sterftes en jong bulle wat uit die trop vrywillig verlaat of uitgeskop word, bly die familietrop vir jare verbasend dieselfde. Die familiebande is sterk en koeie verlaat hulle familie selde indien ooit. Volgens navorsing is daar bepaal dat na 4,5 jaar het hulle gesien dat slegs een koei op 'n onverklaarbare wyse verwyder geraak het van 'n familietrop, maar na 2 maande is hy egter weer met hulle verenig. So is die bande dan baie sterk. Nou liewe vriende, vanoggend wil ek so met u deel oor hierdie gedagte in die Here se diens. Ja, sekerlik behoort elke geroepene van die Here gekenmerk te wees as iemand in die Here se diens. En so is dit ook met die kerkraad, hulle is ook in die Here se diens. En dan liewe vriende, as ons verder in die skrif gaan kyk, sien ons dat elke kind van die Here eintlik in diens van die Here is en dat die Here elke kind van hom wil kom gebruik. Wat die wonderlikheid is dat dit die Here behaag dat u in sy diens mag wees. 2 Timoteus 2 vers 4 sê, niemand wat 'n krygsman is wikkel hom in die werksaamhede van die lewensonderhoud nie, sodat hy die een kan behaag wat hom vir die diens gewerf het. En hier is dit 'n baie duidelike saak. As ons dan nou weet dat ons in die diens van die Here is, dan is dit dat ons daarop rig om die Here te behaag vir die diens waarvoor hy ons verwerf het. Liewe vriende, dat ons met trots sekerlik sal doen dit wat ons doen vir die Here, omdat die Here ons God is, omdat hy ons verlosser is, dat ons nooit hoef skaam te wees vir die werk wat ons vir die Here doen nie. Dat ons dit nie lafhartig en halfhartig doen nie, maar met 'n algehele hart. Efesiërs 6 vers 6 sê, nie met oordiens soos mense behaas nie, maar soos diensknegte van Christus wat die wil van God van harte doen. Jy sien, liewe vriende, ons is nie besig met oordiens nie, ons is besig met hartediens. Dit wat ons doen, doen ons vir die Here van harte. Soos wat daar gesê word dat ons die Here moet lief hê met ons hele hart en hele siel en al ons krag, al ons verstand. En so moet dit sekerlik wees, liewe vriende, dat die diens wat ons vir die Here doen, so van harte gedoen word, sodat die Here verheerlik sal word. Dit gaan nie daaroor of mense dit nou raak sien of nie raak sien nie, dit gaan net oor hierdie een enkele feit, God sien dit raak. En omdat die Here dit raak sien, doen ons dit wat ons vir hom doen met die grootste liefde en ywer in ons harte. Openbaring 2 vers 19 kom sê die Here, ek ken jou werke en liefde en diens en geloof en jou lydsaamheid en jou werke en dat die laaste meer is as die eerste. Liewe vriende, mag dit sekerlik so wees dat ons so in werke en liefde en diens en geloof so mag toeneem in lydsaamheid dat ons laaste meer sal wees as die eerste. Is dit nie hoe ons bevind wil word wanneer die Here ons kom haal? Met hierdie ywer, met hierdie sekerheid, ons doen dit wat ons doen vir die diens van die Here. Liewe vriend, wil u nie vashou aan die Here? Wil u nie sê, Here, hier is ek om diens te kom doen? 2 Korintiërs 9 vers 13 sê, omdat hulle deur die bewys van hierdie diens God verheerlik oor die onderwerping van julle belydenis aan die evangelie van Christus en oor die middeldadigheid van die bydra aan hulle en aan almal. Liewe vriende, mag ons belydenis vas wees, mag ons bydra milddadig wees, sodat die Here verheerlik kan word. Mag ons die evangelie sekerlik altyd so uitdra en verkondig. Mag ons doen dit wat ons vir die Here doen van harte in sy diens tot sy eer. Kom ons bid. Ons dierbare Here, ons bid vandag dat u vir elke kind van u opnuut so sal opwek om toe te tree met trots en ywer in die diens waartoe u elkeen van ons geroep het. Amen.